In vandag se les gaan ons verder kyk na hoeke en lyne. Nou die eerste hoeke waarna ons gaan kyk is aanliggende hoeke of aangrensende hoeke. Wat is aanliggende hoeke of aangrensende hoeke? Aanliggende hoeke of aangrensende hoeke is twee hoeke wat langs mekaar lê. Hulle is met ander woorde eintlik bure. Hulle deel 'n gemeenskaplike been en 'n gemeenskaplike hoekpunt. As ons nou mooi kyk na die definisie van aanliggende hoeke, wat mos vir ons sê dat hulle 'n gemeenskaplike been en 'n gemeenskaplike hoekpunt het en dat hulle eintlik bure is, kan ons in elkeen van hierdie voorbeeldjies nou sê, hier is hoek A1 plus en hoek A2 is aanliggende hoeke. Want hulle deel 'n gemeenskaplike sy en 'n gemeenskaplike hoekpunt. In al hierdie gevalle is hoek A1 plus hoek A2 aanliggende of aangrensende hoeke, want as jy mooi kyk, kan jy sien dat hoek A1 en hoek A2 deel 'n gemeenskaplike hoekpunt en 'n gemeenskaplike been. Net so in hierdie laaste gevalletjie is daai hulle gemeenskaplike hoekpunt en hierdie is die gemeenskaplike been. So ons kan in elkeen van hierdie gevalle sê dat hoek A1 en hoek A2 is aanliggende hoeke. Die volgende soorte hoeke waarna ons kyk is komplementêre hoeke. Nou wat is komplementêre hoeke? Komplementêre hoeke is saam 90 grade. Met ander woorde, as jy die twee hoeke bymekaar tel, dan kry jy 'n antwoord van 90 grade. Nou moet ons mos nou net onthou as jy mooi dink oor dit, 'n kompliment is mos reg. Is mos lekker om vir iemand 'n kompliment te gee. So ek onthou dit altyd daarmee dat 'n kompliment is reg. 'n Regte hoek is 90 grade. So komplementêre hoeke gee vir my saam 90 grade. So as ons nou weer hier kyk en ons het hoekie A en daai is hoek A1 plus hoek A2, dan kan ek nou gaan sê hoek A1 plus hoek A2 gee saam vir my 90 grade. Dit is my komplementêre hoeke. Met ander woorde, as ons praat van die komplement van iets, dan kan ons nou byvoorbeeld sê die komplement van 60 grade. Wat sal die komplement van 60 grade wees? Die komplement van 60 grade gaan 30 grade wees, want 60 grade plus 30 grade gee vir my hierdie 60 grade plus my 30 grade. Die 60 grade plus 30 grade is 90 grade. Met ander woorde, die komplement van 60 grade is 30 grade. Net so kan ons sê die komplement van 30 grade is 60 grade. Die komplement van 45 grade sal met ander woorde 45 grade wees. Wat gaan die komplement van 50 grade byvoorbeeld wees? Die komplement van 50 grade gaan 40 grade wees, want 50 grade plus 40 grade gee 90 grade. Dan kan ons ook praat van enige komplement van 20 grade is dan 70 grade, want 20 grade plus 70 grade gee vir my 90 grade. So enige hoek grootetjie se komplement gaan altyd die hoek wees wat saam met hom vir my 90 grade gee. Die volgende hoeke waarna ons kyk is supplementêre hoeke. Nou supplementêre hoeke is hoeke wat saam 180 grade gee. Met ander woorde, as jy die hoeke bymekaar tel, is jou antwoord 180 grade. Ons praat ook mos van 'n gestrekte hoek. Nou as ons kyk na 'n gestrekte hoek, dan is dit saam supplementêre hoeke. Die hoeke wat so op 'n reguit lyn lê en 'n gestrekte hoek vorm, is supplementêre hoeke. So as ons kyk na die figuur en ons sien die reguit lyn met die hoek A1 en hoek A2 daarop, dan kan ons sê met 'n gestrekte hoek dat supplementêre hoeke gee vir my saam 180
180 grade. Met ander woorde, as ek die twee hoeke bymekaar tel, kry ek 'n antwoord van 180 grade. Ons praat ook van hoeke op 'n reguit lyn. Die supplement van 70 grade is 110 grade, want 70 grade plus 110 grade is saam 180 grade. Die supplement van 120 grade is 60 grade, want 120 grade plus 60 grade gee vir my 180 grade. So kan ek ook sê die supplement van 45 grade is 135 grade, want 45 grade plus 135 grade is 180 grade. As ons kyk na hoeke wat vir ons saam 180 grade gee, kan ons onthou dat ons rede altyd hoeke op 'n reguit lyn is. Hoeke op 'n reguit lyn is supplementêre hoeke. Die volgende hoeke waarna ons gaan kyk is regoorstaande hoeke. Nou wat is twee regoorstaande hoeke? Twee regoorstaande hoeke is die hoeke wat reg oor mekaar staan wanneer twee reguit lyne mekaar sny. Onthou, dit moet twee reguit lyne wees wat mekaar sny. So as ons kyk na regoorstaande hoeke, dan kan ek sien, hier het ek nou reguit lyn AB wat reguit lyn CD gaan sny. Nou regoorstaande hoekies is die hoekies soos ek nou net gesê het, is hoeke wat reg oor mekaar staan. Met ander woorde, dit gaan vir my daar in hierdie geval gee, hoek O1 is regoorstaande van hoek O2. En die volgende enetjie wat ons na gaan kyk, kan ons sê daai twee hoeke is regoorstaande. Met ander woorde, ek kan sê hoek O3 is regoorstaande van hoek O4. Omdat ons nou gesien het as twee reguit lyne mekaar sny, kry ons regoorstaande hoeke, sê die volgende reeltjie vir ons dat regoorstaande hoeke is altyd gelyk. Met ander woorde, ons kan sê hoek O1 is gelyk aan hoek O2 en ons rede in hakies sal altyd wees regoorstaande hoeke. Net so kan ek nou ook sê hoek O3 is gelyk aan hoek O4 en my rede in hakies sal wees regoorstaande hoeke. Want regoorstaande hoeke is die twee hoeke wat reg oor mekaar staan. As ons nou byvoorbeeld kyk na twee reguit lyne wat mekaar sny, ons het nou byvoorbeeld reguit lyn XY wat reguit lyn QR sny. Hier waar hulle mekaar ontmoet is die oorsprong of die middelpunt O en hierdie hoekies word nou benoem hoek O1, 2, 3 en hierdie hoek word vir my gegee is 100 grade. Dan kan ek nou gaan sê uit my stellingkies uit wat ek nou geleer het of uit die feit dat ek geleer het dat regoorstaande hoeke gelyk is, kan ek nou hier uit gaan sê hoek O1 moet gelyk wees aan 100 grade, want my rede is regoorstaande hoeke. Hoek O2 plus 100 grade moet gelyk wees aan 180 grade, want my rede kan hier wees, dit is 'n gestrekte hoek of hoeke op 'n reguit lyn. Ek verkies maar altyd die rede hoeke op 'n reguit lyn. Maar enige een van die twee redes is aanvaarbaar. As ek nou dus hoek O2 bereken, dan gaan ek kry hoek O2 is 180 grade minus 100 grade en dit gee vir my 'n antwoord van 80 grade. Omdat hoek O2 nou gelyk is aan 80 grade, kan ek uit my sketsie uitsien hoek O2 en hoek O3 is regoorstaande hoeke. So ek kan sê hoek O2 moet gelyk wees aan hoek O3
En onthou, in meetkunde skryf ons altyd redes neer. Jy mag nooit 'n rede vergeet nie, want jy kry vir elke rede wat jy skryf ook 'n punt. So ek kan nou sê hoek O2 is gelyk aan hoek O3, en my rede daar is regoorstaande hoeke. Daarom kan ek sê dat hoek O3 moet ook mos nou gelyk wees aan 80 grade. Jy kon hoek O3 ook met behulp van hoeke op 'n reguit lyn uitgewerk het, maar aangesien ons nou met regoorstaande hoeke besig is die rede vir hoek O3 in hierdie geval regoorstaande hoeke. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde wat oor vandag se lesie gaan. Onthou, in meetkunde is sketse nooit volgens skaal geteken nie. So wanneer jy 'n sketsie sien, kan jy nie enige iets aanvaar nie. Die hoeke is ook nie noodwendig volgens die grootte wat aangedui is nie, maar die getalletjie wat daar geskryf word. So jy kan aanvaar dat daai hoek 140 grade is en daai hoek 150 grade is. Jy kan aanvaar hierdie hoek is 140 grade en hierdie hoek is 150 grade, omdat dit vir jou spesifiek gegee is. As jy dit gaan meet, gaan dit nou nie noodwendig so groot wees nie, maar dit is ter wille van die som en die oefening wat julle hom so kry. As ons gaan kyk na hierdie sommetjie, vra hulle vir ons bereken die onbekende in elke geval en gee 'n rede. So as ons kyk na die sketsie wat ons hier het ons 3 hoeke wat rondom 'n punt is. As jy dink aan die eerste lesie van hoeke en lyne, kan jy onthou van hoeke om 'n punt, wat ons ook 'n omwenteling noem. As ons praat van hoeke om 'n punt of 'n omwenteling, dan weet ons die som van die hoeke is 360 grade, want hy maak 'n hele omwenteling, met ander woorde dit is 360 grade. As ek hierdie probleem nou moet oplos, gaan ek kan sê my 150 grade plus die 140 grade plus daai x moet gelyk wees aan 360 grade. En my rede gaan wees omwenteling of hoeke om 'n punt. Want onthou, soos ek nou gesê het, met meetkunde moet ons altyd 'n rede gee. As ek nou kyk na hierdie sommetjie, moet ek nou vir x verder oplos. So as ek nou 150 en 140 bymekaar tel, kry ek dit is 290 grade plus x is 360 grade. Ek doen nou net die algebra, soos wat ons nou al in ons algebra die res van die jaar geleer het. So as ek x alleen wil kry, dan moet ek mos nou hierdie 290 grade oorvat na daai kant toe, en dan word hy in negatief, met ander woorde, ek kan sê 360 grade minus 290 grade, en my antwoord is dus x is gelyk aan 70 grade. Die vraag is nog steeds bereken die onbekende in elke geval. Nou as ek kyk na y en 150 grade, dan kan ek hier sê y en 150 grade is aan liggende hoeke. Laat ons net ons terminologie net ook weer mooi opskerp. Is aan liggende hoeke. Y en 150 grade is aan liggende hoeke. Ons noem aan liggende hoeke ook aan grensende hoeke. So jy kan nou besluit watter hoek vir jou watter naam vir jou die beste werk. Aanliggende en aangrensende hoeke beteken hulle deel 'n gemeenskaplike been en 'n gemeenskaplike hoekpunt. Die volgende ding wat ons kan raak sien, is dat y en 150 grade lê op 'n reguit lyn. So ABC is 'n reguit lyn of 'n gestrekte hoek. Met ander woorde, as ek y nou moet bereken, kan ek sê y plus 150 grade moet gelyk wees aan 180 grade, want ons het gesê
hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr of hulle vorm 'n gestrekte hoek. Supplementêr beteken hulle gee saam vir my 180 grade. So ek kan my rede skryf hoeke op 'n reguit lyn of 'n gestrekte hoek. Ek pas my algebra toe deur my 150 grade oor te vat, want ek wil vir y alleen hê, met ander woorde, y is gelyk aan 180 grade minus 150 grade, en dit gee vir my 'n antwoord van 30 grade. Onthou, die vraagie sê nou steeds vir ons moet die onbekende hoeke oplos. So as ons nou 'n bietjie kyk na hierdie voorbeeld, dan gaan ons sien, hier gee hulle vir ons daai hoekie is x, hierdie hoekie se grootte is 2x, en hierdie hoekie se grootte is 75 grade. As jy nou mooi kyk, gaan jy weer sien dat ABC is 'n reguit lyn. Wat kan jy nou weer onthou van hoeke op 'n reguit lyn? Aanliggende hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. Wat beteken supplementêr nou weer? Supplementêr beteken hulle is saam 180 grade. Aanliggende hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. Dit wil sê, as ons hulle bymekaar tel, gaan ons 180 grade kry. So ek kan sê my x plus 2x plus 75 grade moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede is hoeke op 'n reguit lyn. Of 'n gestrekte hoek is die ander rede wat jy kan gebruik. Nou is ons hier, nou kan ons algebra weer toepas. Ons hou al ons gelyksoortige terme tel ons bymekaar. So ek het 3x plus 75 grade is gelyk aan 180 grade. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek moet daai 75 grade oorvat. So, en dan word hy negatief, so ek kry 3x is gelyk aan 180 grade minus 75 grade. Met ander woorde, 3x is gelyk aan 105 grade. Onthou nou, ek wil x alleen hê, so ek gaan deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, x is gelyk aan 105 gedeel deur 3, en dit is 35 grade. Die laaste voorbeeld waarna ons kyk voordat julle met julle huiswerkies kan begin, is twee reguit lyne wat mekaar sny. En dis die reguit lyn AB wat die reguit lyn CD sny. Die vraag is vir my, los die onbekendes op. Nou as ek weer gaan dink aan my lesie, kan ek weet dat hierdie is regoorstaande hoeke. Met ander woorde, ek kan sê hierdie x moet gelyk wees aan 72 grade, en my rede is regoorstaande hoeke. Verder moet ek nou vir y oplos. Hierdie twee kan ek sien is saam 180 grade, want hulle vorm hoeke op 'n reguit lyn. So ek kan sê y plus 72 grade moet gelyk wees aan 180 grade. Hulle is aanliggende hoeke wat op 'n reguit lyn lê. Met ander woorde, hulle som is 180 grade. Y en 72 grade is dan ook supplementêre hoeke. So ek sê y plus 72 grade is 180 grade, en my rede is hoeke op 'n reguit lyn. Ek moet nou my algebra toepas, met ander woorde, ek wil y alleen hê, so daai 72 grade gaan oor. Ek kry dus y is gelyk aan 180 grade minus 72 grade, en 180 grade minus 72 grade gee vir my 'n antwoord van 108 grade.
dit is dan vandag se lesie. Julle kan nou met julle huiswerk begin.